Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Ernest. Yes. Kom ons doen hom. Vandag gaan ons bietjie gesels oor die B van die MBA. Ek dink is B vir die blou visie grappie. Nee, ek het die blou visie grappie vergeet, wat ek laasweek ook vertel het. Maar in elk geval, so ja, ons het laasweek die M oorgesels, wat die gemotiveerde verkoper is. Vandag is die B vir berekeninge. Maar voor ons nou kliphard in die B inspring, moet ek eers gou net vir julle ietsie vertel. So, dit was in Europa, dink ek, gewees, wat dit gebeur het. So, hulle het mos daai fancy treine, waar daar so 4 mense, 2 bankies wat na mekaar toe kyk met 'n tafeltjie in die middel. So ry hulle op die trein. En daar's hierdie 3 ryk jong manne, wat op pad is, wie weet waantoe, maar op daai trein. 'n Maatjiesfontein. Ja. In elk geval in hierdie 3 ryk, goed aangetrekte jong manne, jy kan sommer sien, daar's baie geld. Hulle klim op die trein en hulle sit nou op 3 van daai 4 stoeltjies. En daar kom toe nou 'n jong dame aan, en die trein is relatief vol, so sy toe nou nie 'n ander keuse as om toe nou daar by die 3 manne te sit nie. Maar vroeg het sy gesien, kyk, hier's geld en sy is mooi, so hulle gee vir haar verskriklik baie aandag. Kyk, hulle wil die hele tyd met haar praat en hulle is al flirty en alles. En naderhand besluit sy gaan kapitaliseer hierop. En sy sê vir hulle, luister, as julle elkeen vir my 10 euros gee, dan wys ek vir julle 'n stukkie van my been. En die 3 ouens haal die beursies uit. Vinnig, die geld is op die tafel. En Wys jou vleis. maar sy het nie 'n boerboelbroekie aangehad nie, so sy sê toe vir hulle, kyk, julle almal moet nou eers vir die vloer kyk. En terwyl julle nou vir die vloer kyk, sal ek my rok gou reg skuif, dan wys ek vir julle 'n stukkie van my been. Hulle kyk vir die vloer en sy sê toe vir hulle, okay, julle kan nou maar kyk. Yes, sy maar is impressed. Hulle sê, dit was nou 'n bargain geweest, sy het mooi bene. Maar sy sien toe hoe hierdie ding werk. Sy sê vir hulle, 50 euros elk. En ek wys 'n stukkie van my bout. Yes. Lyk ons balletjies straat is in Amsterdam, wat? Kan wees, balletjies. Ja. Nie balletjies. Maar daar is iets van als daar. In elk geval, hulle sê nee, 50 euro is meer as die moeite werd. Hulle gryp weer die beursies, hulle gooi die geld daar op die tafel. Sy sê vir hulle, kyk net vir die dak. Dan skuif ek gou my broekie, sodat ek vir julle 'n stukkie van my bout kan wys. En hulle kyk vir die dak, sy sê dis reg, julle kan maar kyk. Hulle kyk, helemaal is impressed. En sy sê toe, nee, maar hier's geld te maak. Sy sê vir hulle 100 euro elk. En ek wys vir julle waar babietjie uitkom. Yes, maar die ouens leen by mekaar geld. Hulle gooi die geld daar op die tafel. Sy sê vir hulle, okay, kyk gou daar by die venster uit. En hulle kyk by die venster uit. Sy sê, sien julle daai wit gebou daar? Sê ja. Sê dit is die maternity hospitaal. Dis waar babietjies uitkom. Ka-ching! Baie dankie, sê sy toe nou en sy vat. Ek moet hom inkry.
Also, well done for. Is 'n stripper met potensiaal. Slim stripper. In elk geval, sy het toe nou die geld en sy's toe nou daar weg. So, die rede waarom ek dan nou die storieetjie vir vandag vertel het, is die B van die MBA gaan nou vir berekeninge of oorberekeninge. Ek dog is been en bout. Dit kon wees, net so wel. Maar En babas. Die drie weer. Die drie jong manne het nie 'n berekende investment gemaak nie. Hulle het laat ego intree, hulle het 'n emosionele besluit gemaak om hulle geld te belê. Hulle het nie 'n goed deurdagte belegging gemaak daai dag nie en hulle het die prys daarvoor betaal. Aan die ander kant het hulle gedeel met 'n uitgeslape entrepreneur wat die situasie opgesom het en die geleentheid raak gesien het en haar area obviously ook goed geken het. Natuurlijk geweet waar is die maternity hospitaal. En dit is die verskil tussen 'n suksesvolle eiendomsbelegger en die wannabe of wat die persoon wat emosioneel inkoop en dit doen vir tipe sake. Definieer daai twee goeters. Ek dink mense moet dit nie onderskat nie. Wat is emosioneel tipies en wat is ego tipies? Ek moet sê so die eerste eiendom wat ek in belê het of toe ek begin het en ek begin daai somme te maak, dan koop jy vinnig emosioneel in, so jy verander die Excel spreadsheet tot hy sin maak. Dit dan want jy wil so graag hê daai deal moet sin maak. Jy wil jou eers teen doen, nee. Ja, en jy wil vir jouself oortuig dat hierdie is 'n goeie deal. En dan is jy in gevaarzones. Ek meen, dit is wanneer jy jou vingers gaan brand, is wanneer jy so graag iets wil hê. Kyk, as jy daai eiendom so graag wil hê, dan is jy 'n gemotiveerde koper. En dit is 'n gevaarlike... Jy is die teiken. Ja, jy is dan nie... So die groei wat ek gesien het baie, as jy nou praat van dit, is moenie die huis koop asof jy dit vir jouself koop nie. Ek dink dis belangrik daar, want daar is sekere fasette wat jy kyk na huis, wat vir jou belangrik is. En baie keer het jy maak nie sommetjies soos jy hierdie sal 'n nice huis wees. En ek dink daai is die eerste ding is van as jy belegger is, kyk jy anders na die beleggingskomponent as wanneer jy dit vir jouself doen. Ja, so ja, jy moet definitief die emosie daar uithaal. So jy gaan nie 'n beleggingshuis koop en oor die kombuis wat nie perfek uitgelê is, moan soos asof dit jou eie huis is waar jy bly nie. So dis baie nodig om jouself te kan check. Jy moet sekere checkpoints hê om te kan sien, is ek in die regte pad, rigting op pad. En dit is waaroor ek vanoggend dan nou 'n bietjie wil gesels, is 'n paar van daai checkpoints. Nou die eerste, daar's 5 goedjies wat ek dink belangrik is om te doen en jouself op 'n bietjie te check. Die eerste ene is wel, jy moet besluit natuurlik in watse prysklas kyk, voor jy enigstens begin eiendom te kyk, moet jy nou wel weet, dit help nie jy kry 'n gemotiveerde verkoper in Mooikloof of Groenpunt nie, ek weet nie, jy moet besluit watse prysklas gaan jy in belê, en dan stiek jy min of meer daarmee. Dit maak jou al klaar 'n professioneler eiendomsbelegger, meer professionele, hoe ook al daai belegger, as jy klaar net ten minste al weet waarvoor jy soek. Dan die tweede ding is om te weet wat se area, en daai twee moet natuurlik met mekaar praat, die prysklas en die area. Nou 'n goeie tip wat ek vir mense het, as jy nou besluit het en jy wil in hierdie spesifieke area belê, is dit goed om in daai area jou gevestigde eiendomsagente te leer ken en potensieel 'n map, 'n kaart van daai padkaart van daai area uit te print en na beleggers na agente toe te gaan en sê, watse areas binne hierdie area moet ek voorpas op? Wat is die een waar die groot pad gaan deurkom? Watter kant van die treinspoor kyk ek na? Ja, daai vletjie wat oop is, gaan hulle mooi huise daar bou en of gaan dit dalk 'n lokasie word? Daai tipe goed is dat jy baie dat jou area ken en weet wat daar so aangaan. Dan nou weet ons in watse prysklas ons wil belê, ons weet in watse area ons wil belê, ons weet watse stukkies van daai area wil ons nie in belê nie. En dan is dit dan die volgende stap.
Marie? Ja, dalk 'n tip wat ek nie dink almal weet nie is weet die professie van dorpsbeplanners, town planners, is die mense wat die beste weet, nie die estate agents nie, dit is die town planners. En elke area het sy town planners. So dis die mense wat hersonerings doen. As jy in 'n huis wil vir kantore gebruik, kort jy hersonering. As jy wil 'n plaasgrond in erwe wil omsit, moet jy dorp stig en so voort. So die dorpsbeplanners is daai mense wat daai goeders doen tussen die kliënt, die ontwikkelaar, die eiendomseienaar en die munisipaliteit. En hulle verstaan dat elke munisipaliteit het langtermyn en mediumtermyn planne en het sekere areas geoogmerk en weet klaar jare vooruit waar gaan die paaie wees en wat se kleurzone gaan wat in verander, jy weet, sulke goed. So is dalk net ook 'n goeie ding om te weet, om die data gaan netwerk. 'n voorbeeld daarvan is een van die eiendomme wat ek het, is so in Garsfontein. So dit is nou, jare terug was dit net Plothol, Trent en nou is dit erwe, maar nou het Menlyn Myn oopgemaak, amper reg oor die pad van Garsfontein area. So daai het nou 'n high density area geword vir residensiële doeleindes, so ek mag nou, sou ek ooit daar wou bou, kan ek hoër bou as wat jy in 'n ander area kan bou, oordat daar 'n tekort aan blyplek in daai area is. So dit is die tipe goed wat jy wil weet van jou area. Dan, nou het ons besluit, dit is Garsfontein byvoorbeeld, of wat ook al is ons area, ons het gesien wat wil ons daar, waar wil ons wees, waar wil ons nie wees in die area nie, ons het ons prysklas. Nou wil ons begin te kyk, sê maar ek kry nou 'n eiendom in daai area, nou kom die berekeninge gedeelte in. Ek kan nie 'n onder markwaarde aanbod maak as ek nie weet wat is die markwaarde nie. So nou moet ek gaan uitvind wat is die markwaarde van hierdie spesifieke eiendom. So die eerste tool wat ek daar altyd sal gebruik is dan Property24. Min mense weet dit, maar Property24 is nie net 'n platform om huise op te verkoop nie, maar jy kan ook gaan kyk waarvoor het 'n huis die vorige keer verkoop. Is altyd daar aan die onderkant, nee. Ja, ek dink is regs bo, is al so sold. Ja, wat die straatadres is seller, hierdie huis het vir dit verkoop. Presies. So jy koop 'n area report wat sê waarvoor hierdie huis Nee, wag, dit is nou nog 'n stapie verder. Hierdie is nog gratis, dis direk op Property24. Yes. So jy klik daar op sold prices in die area wat jy select en jy kan soos in daai hele straat gaan kyk. Elke liewe huis, waarvoor het hy die vorige keer wat hy verkoop was, waarvoor het hy verkoop. So hulle kry daai inligting dan direk van die aktekantoor af en jy kan sien selfs wie is die eienaar van daai eiendom. Ja, en dit is belangrik om te weet dat die definisie van markwaarde tipies, mens kry verskillende benaderings hoe om markwaarde te bepaal en vir verskillende kontekste en tipe eiendom en goed, maar vir residensieel is tipies die algemene aanslag is comparable sales. Yes. En so dis actually die data wat jy sou gebruik, jy moet dan net mooi onderskei, wat is die verskil tussen die 1.5 en die 1.1 en die 800 en wat was die konteks, was daai 'n desperate sale en desperate wat ook al so. Ja, so dis die primêre data waarna jy gaan kyk. Maar ja, veral as jy nou op 'n area fokus, dan kan jy nou lekker diep delf in daai area. Jy kan gaan straat vir straat kyk. En die 800 was dalk net 'n straat weg van die 1.2 af met dieselfde specs amper. Waarom daai verskil? Maar nou kan jy half gaan kyk, jy het nou jou eiendom geïdentifiseer wat jy potensieel wil koop, jy kan gaan kyk waarvoor het hy voorheen verkoop. Nou dit help nie, jy sien nou hy het in 1998 verkoop vir R124,000 nie. Want dalk was dit nog net die erf. Ja, dit was of net die erf of dit was wat die huis toe gekos het, maar obviously 1997. Ja, ons belê juis in property omdat dit so vinnig groei en altyd gaan aanhou groei. So dan begin jy nou te kyk, okay, die buurman het hy onlangs verkoop en so kry jy 'n baie goeie gevoel van die area se pryse en wat die markwaarde van daai potensiële eiendom dan nou kan wees. So dis die eerste boksie wat ek altyd voorstel. Mense gaan doen dit en dit gaan vir jou 'n goeie idee gee wat markwaarde is, sodat jy 'n ondermarkwaarde aanbod op so 'n eiendom kan maak. Dan die volgende stapie, dit is waar jy wilt nou gepraat het van die report.
So jy kan op Property24 self 'n report koop. Is gewoonlik is nie so R100 gewoonlik nie wat jy koop vir 'n vol report op daai spesifieke eiendom, of ek gebruik gewoonlik Lightstone Properties wat vir jou 'n baie goeie indikasie ook gee van al die skole in die area, die winkelkomplekse in die area, alles wat waarde toevoeg tot daai eiendom, en hy gee ook dan vir jou gewoonlik so half 'n best case en worst case scenario van wat daai huis werd is. So jy kan nou self kyk, die plek lyk mooi, hy's nie uitgeverf, die dak lek nie, dan kan mens dalk bietjie nader na die best case kyk. Maar as 'n belegger sou jou strategie wees om te herverkoop, dan gaan mens ver van daai boonste prys af moet koop om bietjie vet in te bou, en dit is waarom ons met gemotiveerde verkopers werk en nie gemotiveerde kopers moet wees nie. Die volgende, as jy nou die Lightstone dokument getrek het al daai inligting wat jy nou kan opmix of opmeet teen die Property24 inligting, so jy het nou al op 2 plekke 'n indikasie gekry van 'n spesifieke eiendom se waarde. Die derde een is, ek gaan dan terug na die eiendomsagente in die area toe, en ek sal tipiese eiendomsagent bel. Ek sal dalk 'n fiktiewe eiendom skep amper, of ek sal sê, hierdie is die eiendom wat ek potensieel wil verkoop, so ek sal eerder maak of ek klaar die eienaar van daai eiendom is, en sê, luister, as ek hierdie eiendom môre wil verkoop, hy moet nie 6 maande op die mark wees nie, as ek hierdie eiendom môre op die mark wil sit, en ons wil amper dieselfde dag nog 'n aanbod hê, wat sal daai prys wees vir hierdie eiendom? En dan, dit doen ek ook nou nie met 1 agent nie, ek toets dan nou nog so 3 agente met daai strategie, dan sit jy nou met goeie data, dan is dit baie moeiliker om emosie sy gap te gee om 'n stupid besluit te maak. En dan net nie die agent bel wat hom gelys het nie. Ja. Die ding is, jy moet hom kry waar die agent hom nie gelys het nie. Jy moet voor die agent in die fight kom. As jy, mens kan ons boondiep, kan jy basiese inligting, publieke inligting oor eiendomme trek, en daarbinne is daar ander 2 clues ook wat nogals handig kan wees. Dit sê vir jou, wanneer is die eiendom gekoop teen wat se prys, en dit sê vir jou ook wat se verband is geregistreer teen die eiendom, en wanneer. Ja. So mens kan gewoonlik daai ook 'n goeie idee kry, as jy daar is dit relevant om te sien, 1997, 124.000, nou verkoop jy ding vir 800, daar's in 2004 was daar 'n R200.000 bond geregistreer, en dit is lank terug, so mens kan aanneem hy sal redelik gedelg, of ten meeste tot op daai balans getrek, so dat as jy nou na iemand toe gaan, jy weet, luister, ek weet die plek is technically whatever werd, maar ek weet hierdie persoon skuld nie meer nie, en hulle het dit gekoop vir net daai, so eintlik enigiets wat hulle nou op het maak is waarskynlik meer van 'n bargain as iemand wat dit 3 jaar terug gekoop het vir meer. Nou weet jy, gaan dit 'n moeilike hy met die verband. Hy met die verband cover. Nee, hy kan nie laer gaan as 'n sekere prys. Ja, en jy sien baie keer ook dat daar 'n tweede verband later van jare geregistreer was. Jy weet, daai ou was toe ook al in die moeilikheid of het geld nodig gehad. So daar's baie clues in daai dokumente wat mens kan gebruik. So die belangrike ding is, ek dink, ek wil gou 'n ander gevalle studie vinnig deel, maar voor ek by die gevalle studie uitkom, wil ek net hierdie half amper bymekaar vat, is, jy het nou hierdie 3 of 4 verskillende tools gebruik om 'n markwaarde te kry. Nou sit jy dit alles bymekaar, en dit gaan vir jou 'n goeie indikasie gee van wat markwaarde is, en waarvoor daai eiendom kan uitverhuur, as jy hom wil uitverhuur, of weer herverkoop, as jy hom wil herverkoop. Dan die laaste tool wat jy moet gebruik is common sense. En dit is die een wat baie mense nie in ag neem nie. So die wat nie so common is. Ja, en Excel het hom ook nie. Maar op die ou einde moet mens regtig net alles in ag neem en probeer om so nugter as moontlik te gaan sit en dink, is hierdie, voel alles regtig reg? En jy moet daai trust. En Ernest, wat dan ook van om na nie net die verkooppryse te kyk nie, maar ook die huurpryse. As jy gaan kyk, sê net maar 'n huurpersele wat bemark word in daai area, gaan jy kan sien, hierso is 'n
Want 'n 3 slaapkamer flat of 'n 2 slaapkamer flat kan op een plek baie meer kry as 'n 4 slaapkamer huis op 'n ander plek. So dat mens ook dalk 'n bietjie van 'n gevoel kry as ek hierdie plek vir 1.5 koop en ek wil hom vir R12,000 uithuur, wat ook al dit is dit wat mense betaal in hierdie area vir 'n 3 slaapkamer huis, of is hulle op 8,000 of is hulle op 16, weet, as ek weet, dit is die huurmark is baie sterk, soos in Menlyn Mine, dan weet jy ook, hoorie so, dit gee, want dis eintlik ook, dis die metriek waarin jy mos jou verband, installment en jou huurinkomste, is die twee myn ins and outs wat jy mos die mekaar moet match. Yes. So in die MBA in eiendomsbelegging setup het ons al 'n paar calculators daarom ook gebou al, wat tipies hierdie goeders in ag neem, wat elke liewe uitgawe in ag neem, maar die een ding wat die calculator nie kan doen nie, is om seker te maak dat jy hom nie bullshit met verkeerde inligting nie. So, hy skop net vir jou uit dit wat jy insit, maar mens moet daai goeders gaan 2 keer, 3 keer, 4 keer cross-reference en kyk dat jy akkurate en effens konservatiewe data insit. Ja, want kyk, soos jy gesê het, jy kan die Excel maak vir jou storie vertel. Ja. As jy gemotiveer as jy kan die regte nommer kies. En dan is jy soos ek wil hierdie ding moet gemaak is, soos, maak jy so 'n gewone koffie so vir R30 verkoop, maar ek dink myne gaan R40 al, en dan sê jy, dan skop realiteite, nee. Ja, dan is jy soos die 3 ouens op die trein. Jy maak stupid beleggingsbesluite oor dat jy emosioneel hulle was gemotiveerde koekeloerders en dit het nie vir hulle goed uitgewerk nie. En goed, dan so vinnige gevalle studie. Ek sien ons nie meer baie tyd nie, maar dit is ook net om te wys dat dinge is nie altyd, en dit is wat ek hou van eiendomsbeleggings, daar is nie 'n regte manier om dit te doen nie. Dit is 'n baie flexible investment metode, daar's baie spasie vir kreatiwiteit en om deals te customize tot dit perfek werk vir jou. En dit pas nou in by wat Marie ook gesê het van, as jy weet wat daai persoon se uitstaande verband is, dan gee dit jou meer opsies en meer negotiation power. So belegger, baie ervare eiendomsbelegger wat ek baie goed ken, het vir my hierdie storie vertel. So hy het 'n plot gekoop wat daar in die Oosrand. 'n plot gekoop. Die plot wou hy onderverdeel het, want daar was klaar 'n huis op die een kant, so hy wou hom onderverdeel het en nog woonstelle aan die ander kant gebou het. Maar jy moet toestemming nou by al jou bure kry voor jy die plot kan onderverdeel. So hy stap toe nou een middag na al die bure toe om uit te gaan vind of is dit okay met hulle skriftelik gou toestemming kry. Toe sien hy reg oor die pad van sy eiendom, is daar gaan klop aan die deur, daar's 'n ou tannie wat toe nou in die huis bly. Groot erf, groot ou huis. Die huis is nou al bietjie verwaarloos. En hy begin toe nou met die tannie te gesels, want dit is wat eiendombeleggers doen. As jy gesels met die mense, jy wil die storie hoor en verstaan. Hy kom toe agter dat die tannie niks familie regtig in die land meer oor nie. Haar krag is al vir jare lank afgesny, so sy het nou maar gas en kersse daar in die huis waarmee sy nou werk, en dan het sy nou haar SASSA geld, wat sy nou in die tou gaan staan 1 keer 'n maand om te kry, maar die huis is afbetaal, so hulle kan nie haar huis by haar wegvat nie, maar die huis daarom afbetaal, en sy het nie enige skuld nie, maar sy het ook nie enige geld nie. Die belegger gaan doen toe sy berekeninge, en sien dat die markwaarde min of meer vir daai eiendom is omtrent so in die omgewing van R750,000. Hy maak toe 'n aanbod vir die tannie. Hy sê, ek koop hierdie eiendom by jou vir R250,000. Nou daai klink soos uitbuitery. Baie. Behalwe, ek bou vir jou 'n woonstel agter in hierdie erf, waar jy vir die res van jou lewe kan bly, en ek betaal jou krag en jou water vir jou. So nou bly jy in 'n kleiner woonstelletjie wat definitief bietjie beter ingerig gaan wees. En jy het krag, jy het 'n geyser waarmee jy kan stort in die aand of bad nou. En jy bly daar vir die res van jou lewe. Dis ook veiliger, want nou gaan ek die hoofhuis omskep in eenhede en daar's nog mense op die erf. En dit is hoe die deal toe nou gedoen is. En jy het R250,000 cash.
Ja, presies, jy Jy kan groceries gaan koop. Ja, as jy R1000 'n maand daarvan by jou SASSA geld bysit, dan verdubbel sy amper haar inkomste en dit hou vir langer as wat sy 10 teenoor gaan hou. So dit is wat ek hou van eiendombeleggings, is as jy die feite het en die storie luister, dan kan jy begin custom deals bymekaar te sit. Daai tannie was obviously in 'n baie beter plek na die tyd gewees, maar om 'n R750,000 eiendom te koop vir 250, dit is 'n wen-wen. En dit is die tipe deals wat mens nie van moet vergeet nie. Mens moet nie dink altyd dit is 'n stryd koop, verkoop. Kyk of kan ek 20% afkry? Ja, gee my 20% af asseblief. Kontant koop, want ek soek 'n afslag. Ja. Nee, dit eiendom is baie nicer as dit, baie meer flexible as dit. En dit is min of meer die baie kort weergawe van berekeninge van die MBA in eiendomsbelegging. Interessant, dankie. Nee, dankie. Baie interessant, soos gewoonlik. So, ons het aan die einde gekom. Ek sien jy koekeloer my. Die koekeloer is my kan ek sê. Hy gaan nou sy geld hier op die tafel gooi. Ons het loadshedding wat oor 4 minute wegspring hierso, so timing is perfek, maar hoorie, dankie dat jy geluister het. Dankie manne, dis heerlik soos altyd. Dankie. En segewend soos altyd. En ek hoop jy het 'n heerlike naweek. Pas jouself op. Wat sê? Bye. Cheerio. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.